Goeiemôre Handelinge familie. So lekker om vanoggend saam met julle te gesels hier by die online preek. Ek wil vanoggend met julle gesels oor jou psalm, jou lied wat jy vir die Here sing in elke lewensfase van jou lewe. Kom ons gesels lekker saam. Ek kyk onlangs die fliek David, die animasie op Netflix, en die fliek is so mooi weerspieëling van Dawid se lewe, maar dan bring hulle so baie musiek in van die psalms wat hulle skryf in musiek in wat ouens sing, en dit word so deel van die fliek. En dit was so vir my so mooi om te sien wat Dawid eintlik voor gestaan het, maar ook die psalms wat hy gesing het in verskillende fases van sy lewe. En ek dink ons kan so baie daaruit leer. Ek weet elkeen van ons sit hier so vandag en ons is in verskillende fases in ons lewe, maar ek wil hê jy moet weet jy kan vir die Here 'n psalm sing, jy kan 'n lied sing. En vanoggend vra jouself regtig, wat se lied sing jy? En ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees in Psalm 40 vers 2 tot 4, wat dit eintlik so mooi opsom van Dawid se lewe, wat sê, ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het my toe afgebuig en my hulproep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op die rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dis so 'n mooi gedeelte wat sê, in alle omstandighede het Dawid aanhou sing. En wat se lied sing jy vanoggend? En ek wil regtig jou 'n bietjie deur die storie van Dawid vat, deur sy lewensfases vat, en vir jou vra, dink bietjie in wat se fase jy op die oomblik is, en wat se psalm, wat se lied sing jy vir God? Wat se lied sing jy vir Jesus? En die eerste gedeelte van Dawid se lewe was hy 'n skaapwagter, en in daai tyd was hy gevorm. Dit was 'n geheime groei wat gebeur. Hy was op sy eie. Daar was nie regtig ander mense wat hy kon beïnvloed nie, maar dis regtig die plek waar die Here vir hom 'n lied gegee het van hy was gevorm. En as jy kyk na Psalm 23, dit kan nie geskryf word deur iemand anders as wat nie 'n skaapwagter was nie, want dit word geskryf uit die oog van 'n skaapwagter. En dis presies wat die Here doen in daai fase van Dawid se lewe. Hy vorm hom. En wat se lied vorm die Here in jou hart wanneer jy gevorm word, wanneer jy op hierdie geheime groei is in jou fase van jou lewe waar nie almal altyd raak sien hoe jy groei nie. En dan die tweede gedeelte wat so kragtig inkom, wat ons almal van weet in Dawid se lewe, is Goliat. En wat se lied sing hy tydens Goliat? En ons ken die storie van Goliat so goed, maar een ding wat ons vergeet is, Dawid was nie sterk toe hy Goliat ontmoet het nie. Hy was sterk voor dit al. So die Here het hom nie die krag gegee om Goliat te oorwin nie. Hy het klaar in hom hierdie krag gesit. Hy het klaar hom gevorm toe hy 'n skaapwagter was. Hy het klaar daai vertroue in hom gevorm. Toe kom hy teen Goliat en toe kan hy die Here vertrou ten volle. En die Here het hom gehelp. En wat se lied sing jy in jou tye met Goliat? Want ons weet elkeen van ons sit met ons eie Goliat in ons lewe, wat ons bietjie voor bang is, iemand wat groter as ons is, iets wat groter as ons is in ons lewe. En wat se lied sing jy daar? En dan die derde plek in Dawid se lewe wat vir my so kragtig is die tyd met Saul, die wagtyd. Ons weet Dawid was geanointed om koning te word, maar hy het nie dadelik na Goliat koning geword nie. Hy moes eers wag. En Saul was iemand in sy lewe wat nie dit wou gehad het nie. Hy het hom probeer doodmaak en Dawid moes vlug. En later toe Dawid in sy lewe die kans kry om ook Saul dood te maak, toe doen hy dit nie. En dit is eintlik so kragtig om te weet dat Dawid aanhou die psalms gesing het, wat in sy hart was wie hy is, wie God hom gemaak het om te wees, en hy het nie dat Saul hom beïnvloed nie. Hoeveel Saul sit nie in ons lewens, mense wat ons wil afbreek, mense wat jaloers is op ons, mense wat ons eintlik wil seermaak, ons naam deur die modder sleep, en dan sê die Here eintlik in hierdie gedeelte, hou aan jou lied sing, moenie laat Saul jou lied verander na 'n lied van bitterheid toe nie. Moenie laat Saul in jou lewe inklim nie. En jou Saul in jou lewe, bid vandag vir die Here en sê, ek wil aanhou my lied sing. En dan 'n vierde plek waar Dawid was in die grot. En in die grot weet ons, Dawid het bietjie gesukkel. Hy was regtig besig om teen die Here te praat en te sê, maar met eerlikheid het hy vir die Here gevra, Here, ek sukkel, ek huil. En hy wil eintlik net hierdie laat verbygaan. En hoeveel keer het ons nie al 'n lied van eerlikheid voor die Here gebring nie? En dis eintlik wat die Here soek. Hy wil hê jy moet in daai grot partykeer sit en eerlik met hom praat.
nie 'n mooi dingetjie sing nie, net 'n mooi versie oplees nie, maar eerlik vir hom sê wat jou pla, wat in jou hart aangaan. En dan die 5de plek wat so mooi is vir my in Dawid se lewe, kom by Siklag, daar waar die stad verbrand is en die mense op hom gedraai het, sy eie soldate, en hulle was eintlik kwaad vir hom want hulle het die mense was weggevat, en op daai oomblik was Dawid alleen. En hy moes nog steeds aanhou 'n lied sing. En as jy bietjie gaan lees wat se liedere hy gesing het, psalms hy nog steeds getuig het van die Here, het hy nog steeds vertrou. En ek weet nie of jy dalk in jou tyd in jou lewe in daai oomblik is nie, waar jy dalk by Siklag sit, waar jy in 'n fase is, waar jy alleen is, waar mense teen jou draai nie, maar jy kan nog steeds hierdie lied vir God sing. En dan die laaste fase in sy lewe, kom alles so mooi bymekaar, die koningskap. En hy word koning, en al die psalms en liedere wat hy gesing het, deur sy skaapwagter jare, Goliat, Saul, alles, kom dit bymekaar en hy word koning. En die krag daaruit lê nie in die lied wat hy gesing het toe hy koning word nie, maar die lied wat hy sing toe hy weer val, toe hy weer sing. En ek wil hê jy moet weet, dat Dawid se storie eindig nie by koningskap nie. Dit gaan weer na 'n proses van waar hy weer val, weer moes opstaan en weer moes sing. Maar in al die tyd het hy nog steeds daai lied in sy hart gehad. Sy psalms was nog steeds daar vir hom. Hy het nog steeds sy lied gesing. En ek wil vanoggend vir jou vra, watse lied sing jy vir God? As jy nou dink aan al die lewensfases van Dawid, dink aan watse lewensfase jy in is en vra jouself, sing jy die lied vir God? Sing jy die lied wat hy in jou hart geplaas het in hierdie tydperk van jou lewe? En hoor hy dit? Hy hoor dit. Hy wil hê jy moet dit sing. Kom ons sluit af. Ek wil graag afsluit met 'n gedeelte. Toe ek jonger was, het ek 'n gunsteling in my tienerjare en my jonger jare 'n gunsteling rockband gehad. En ek onthou toe Musica nog bestaan het, die winkel, toe het ek altyd soontoe gegaan en gewag tot die CD's uitkom van die nuwe musiekgroep wat ek wou luister. En ek kon onthou, ek het letterlik die dag as dit uitkom, die CD gaan koop, en dan het ek al daai liedjies deurgeluister, seker 30 keer. En deesdae het ons nie meer daai nie, maar ons het nou Spotify, en ek en my vrou, wat ons elke Vrydag doen, ons gaan op die nuwe Afrikaanse playlist, en ons luister al die nuwe Afrikaanse liedjies deur. En daai is net 'n manier om te sê, hoe die Here so graag jou lied wil hoor. Hoeveel te meer wil die Here nie hoor elke lied wat jy sing nie. En ek wil hê jy moet daai woorde vat om te weet dat wat so ook al se lied jy sing vandag, wat so ook al lied jy sing in jou hart vandag, in jou lewensfase, die Here wil dit hoor. So ek wil jou vanoggend challenge, en ek wil vir jou sê, gaan vat die psalms, daar's oor die 100 psalms. Ek wil hê jy gaan kies een wat die Here vir jou wys, en gaan begin om deurlees, en hou aan lees die psalms, totdat jy die een kry, of die gedeelte kry, wat met jou praat, wat die Here, die Heilige Gees vir jou openbaar. Gaan skryf dit neer, en praat daaroor, vra die Here daaroor, en dan skryf jy jou lied, jou psalm vir die Here. Wat ook al lewensfase jy op die oomblik is, die Here wil daai psalm by jou hoor. Hy wil daai lied hoor. Net so Spotify wil hy al die liedjies luister in die hele wêreld. Hy wil elkeen van ons liedjies luister, en hy wil eintlik die hemele koor stop om jou liedjie te luister. So weet net, hy soek jou, hy smag om jou klank te hoor, so sing vir hom. Amen.